Here, dankie dat ons net saam kan bymekaar kom in hierdie byeenkoms as 'n familie van Christus se liggaam. Here, en ons gee U net die eer wat U toekom vanoggend. U is Abba Vader. U is die Seun, Jesus Christus. En Heilige Gees, Jy is gestuur om ons by te staan en ons te leer, om ons te lei en om ons die pad aan te wys. Ons eer U, Abba Vader. Here, ek bid vanoggend dat U ons verstand sal open en ons harte sal sag maak vir U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. So ons het 'n rukkie terug hierdie klein profete reeks begin en ons het gesê, Rian het eintlik hierdie reeks begin, het gesê, kom ons kyk na al die klein profete, en as jy gaan kyk na die klein profete, hy strek van voor die ballingskap van die volk tot na die ballingskap van die volk. En dalk wonder jy vanoggend nou, wat beteken hierdie ballingskap? Nou die woord ballingskap beteken verban of weggevoer uit jou land uit. So dink net 'n bietjie, hoe voel dit as jy verban is of weggevoer is uit jou eie land uit? En dan die woord leer ons, daar's 2 tipe ballingskappe wat die Bybel van praat. Daar is Israel wat die noordstam was, en daai stam is weggevoer deur die Assiriërs, so 7022 jaar voor Christus Jesus, is hulle weggevoer, en hulle is weggevoer omdat hulle in afgoderry verval het. Hulle het God nie meer erken en hulle is weggevoer. En dan het ons die Juda, die Suiderryk, wat ook weggevoer is in ballingskap. En dit was so 586 jaar voor Christus. En hulle is weggevoer deur die Babiloniërs, meer bekend onder die koningskap van koning Nebukadneser. En hier het ons 2 stamme wat weggevoer was, wat die oorblywende stamme, want die Noorderryk was 10 stamme, maar die Suiderryk was 2 stamme, Juda en Benjamin. En Juda en Benjamin is weggevoer, omdat die woord sê, hulle het met hulle lippe die Here gedien, maar hulle harte was baie ver van hom af. So dis die konteks waarin al hierdie klein profete by plaasvind. En ek het eintlik so 'n bietjie gaan kyk oor wat het ons deurgewerk. En julle sal onthou, Rian het begin met ons van 'n boodskap van Joël. En ons het gaan kyk na die springkane. Wat vreet op in jou lewe? Wat is dit wat jou opvreet? En ons het gaan kyk na Jona, van sy ongehoorsaamheid, wat letterlik daartoe gelei het dat hy ingesluk was. En verlede week het Rian vir ons 'n kosbare boodskap gebring oor Amos. En Amos praat van, hoe lyk jou Sondag geloof, soos die week verbygaan. Want jy sien, ons is so vasgevang in hierdie godsdienstmentaliteit. Ons lyk so op 'n Sondag, maar hoe lyk dit die res van die week? En die Here roep ons om regtig, elke dag moet dieselfde wees. Elke dag moet in toegewydheid van hom wees. En vanoggend herinner die Here ons dat hy het boodskappe, sy hele woord, die hele woord is daar om ons te rig en om ons te leer. So elke boodskap wat ons lees vanoggend, praat van, Here, wat sê U vir ons? Wat is die boodskap? Wat is die toepassing? En dis wat ons onsself vanoggend moet afvra. En toe ek nou die Here vra, en ek hoor Jan het dit al klaar verkeerd afgekondig,
Maar toe ek die Here vra, Here, wat is die klein profeet waaroor U wil hê ek moet praat? Was ek baie opgewonde en toe antwoord hy wat ek ervaar het Nahum. Nou ek wil eerlikwaar vir jou sê, ek weet niks van Nahum nie. Ek weet nie of julle al van Nahum gaan gehoor het nie. So ek moes eers gaan kyk, is daar so 'n boek? En toe ek hom lees, toe ek glad nie opgewonde om met julle te praat vanoggend nie. Glad nie, want ek het gedink Hosea of Micha of een van daai gaan nou baie goed afgaan. So ek het so begin met die Here in hierdie week met hierdie oorstoei en toe vra ek vir my, Here, ek lees nou hierdie boek, maar wat is die tema? En toe ek nog minder excited oor dit, en die tema is, moenie terugval nie. So Abba Vader, ek bid regtig dat Abba Vader ons almal se harte sal kom voorberei vir oggend, want ek dink ons is almal skuldig daaraan. Ons almal ontmoet hom en ons is warm en vurig vir hom, en dan val ons terug. En ek wil julle so 'n bietjie vertel van hom, want ek moes nou regtig 'n studie gaan maak van hierdie klein profeet. En sy naam beteken troos of vertroosting. Is nogal mooi. Ek het vir julle so 'n klein slide view gemaak van al die klein profete waardeur ons gaan werk. Wat vir jou net sê hoe lyk al hierdie klein profete en hoe hulle lyk voor die ballingskap en na die ballingskap, want hulle het almal 'n rol gehad in die boodskap wat die Here mee besig is met sy volk. Nou, ironies genoeg, in die eerste plek, as jy kyk na die boek van Nahum, dit is 'n boodskap aan Nineve, okay, wat vir my baie interessant was, en dis nie 'n boodskap van vertroosting vir Nineve nie. Dis wel 'n boodskap vir Israel, want daar's vertroosting, want hulle het gebuk gegaan onder verskriklike wreedheid, onder Nineve, wat die hoofstad van Assirië was. Nou, as ons nou hierna kyk, na Nineve, dis dieselfde stad wat God Jona na toe gestuur het, om te sê, bekeer julle. Dis presies dieselfde stad, baie interessant. En Richard het so rukkie terug met ons daaroor gepraat, het met ons gepraat oor wat sluk ons in. En julle sal onthou, hierdie stad, toe Jona die boodskap bring, toe kan jy nou maar sê, daar het 'n groot, na die mooi Afrikaanse woord, revival, herlewing plaasgevind, want daai hele stad het tot bekering gekom. Hulle het gevas, hulle het gehuil, die woord sê, van die koning tot die kleinste kind, het hulle gedraai tot die Here toe, en daai hele stad is gered, en daar het die wonderlike herlewing plaasgevind, die stad van Nineve. Nie 'n stam van Israel nie, dit was 'n heidense volk, maar hulle het omgedraai as gevolg van die boodskap van Jona, en God het homself oor hulle ontferm. Nou, wanneer ons by die boek van Nahum kom, het alles verander. Mense nou dink hierdie stad wat soveel genade ontvang het, dat hulle storie sou verander het, maar weet julle, 150 jaar later, is hierdie stad op 'n baie slegte plek. En hierdie keer is daar nie 'n kans vir jy kan terugdraai nie. Hierdie keer sê die Here, hierdie is die finale oordeel vir jou Nineve. Jou einde gaan kom. En Nahum moet hierdie boodskap bring vir hulle. Hy moet die woord spreek. En hoekom? Hoekom het daar oordeel oor hulle gekom? Want hulle het teruggeval. Dis wat daar gebeur het. Hulle het teruggeval. En die vraag vir oggend is, hoe of waar in jou lewe val ons terug, van waar ons eers begin het om hierdie pad met die Here te stap? En hoe verhoed ons dat ons terugval?
En dit is wat God wil hê en hy wil dit aanspreek in ons elkeen se lewens. En ek glo die grootste ding wat dit by begin is ons moet onthou wie God is. Onthou wie hy is. Dis asof ons altyd 'n bietjie vergeet. Ek weet nie of julle al die Bybelboeke in die Ou Testament praat altyd van onthou Israel, hoor Israel. Dis asof ons vergeet wie God is. En Nahum begin vir ons te verduidelik God se karakter in Nahum. Dis sy eerste hoofstuk. Hy praat oor wie is God. Sy fokus is heeltemal eers op wie is God, voordat hy oordeels uitspreek. En dit laat my nogal dink aan 'n groot debat, en ek gaan nou dalk op 'n paar voete trap hier vanoggend, oor dissiplineer jy jou kinders deur 'n pak slaag, of dissiplineer jy nie jou kinders deur 'n pak slaag nie. Ek gaan nou nie vra hande op, hande af nie. Maar dit laat my dink aan iets, Carlo het eendag iets verskrikliks aangevang toe hy jonger was. En Rian was kwaad, hy was baie kwaad. Maar hy het verskriklik wys opgetree en ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het vir Rian gesê, hy het vir Carlo gesê, ek gaan jou eers oor 2 dae pak slaag gee. En hy het vir my gesê, as ek hom nou pak slaag gee, gaan hy doodgaan. En dit was vir my incredibly wys, want hy het geweet, hy is nou so kwaad, as hy nou optree, en ek het ook gebewe vir daai kind. Maar hy het hom 2 dae gegee, en Carlo het sy pak slaag gekry, hy het hom gekry. En die arme kind, hy moes vir 2 dae wag, maar, ek weet nie wat's erger nie, maar ek beloof julle, daai pak slaag was baie anders, as die pak slaag wat hy daai eerste dag sou gekry het. En weet julle wat's my groot opinie en konklusie hieroor, is dat wanneer kinders gedissiplineer word en hulle weet hoe geliefd hulle is, met die klem op hulle weet hoe lief jy vir hulle is. Kyk, ons maak die fout, ons dink ons kinders weet ons is lief vir hulle, maar ons het nog nooit vir hulle gesê ons is lief vir hulle nie, en ons wys nie fisies elke dag vir hulle is ons lief nie. Hulle moet weet ons is lief vir hulle, en as hulle weet ons is lief vir hulle, en ons dissiplineer hulle, dan sal daai straf nie na rebellie toe lei nie. Hoekom? Want daai dissipline kom uit 'n liefdesband. Want jy sien, as jy iemand dissiplineer, en daar's geen liefde nie, en jy weet nie wie die persoon is nie, dan is daar 'n wond in jou hart. Jy kry party ouers wat verskriklik, hulle is baie streng op dissipline. Ek sien 'n paar van julle hier, want ek ken julle, maar hulle is verskriklik lief vir hulle kinders. En daarom dra die kinders nie 'n wond in hulle hart as gevolg van dissipline nie. Want die kind weet, dit is uit liefde uit. Hulle weet dit. En as ons werklik weet wie God is, en ons het 'n lewende, intieme verhouding met hom, dan kyk ons na sy dissipline en sy straf baie anders in die woord van God. Baie anders. Jy het heeltemal 'n ander filter. Hoekom? Want jy weet, jy's geliefd deur hom. Dit verander die manier hoe jy daarna kyk. Nou, Nahum 1 vers 2 praat van 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n wreker is die Here, vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teenstanders, en hy behou die troon teen sy vyande. Julle kan nou dink, ek wat meer lovey-dovey is, dis hoekom ek nie excited was oor hierdie boek nie. Maar daai vers klink verskriklik uit ons menslikheid, want ons verstaan dit nie, maar weet julle wat beteken dit? Hy veg en hy beskerm vir wat syne is. Hy veg en hy beskerm vir wat syne is. Sy eiendom sal hy voor alles doen.
Hy sal sy naam beskerm. Hy sal wees wie hy is. Maar primêr staan hy op vir sy eiendom, sy kinders. En net daarna kom die mooiste woorde in Naam 1 vers 3. Nou kyk waarmee is Naam besig. Hy's besig om die karakter van God, om ons te herinner aan sy karakter. Die Here is, en ek wil eintlik of sê nie naam nie, want onthou, hy sê in die woord, dis 'n visioen wat die Here aan hom geopenbaar het. So dis nie naam wat praat nie, die Here openbaar eers homself aan naam. Die Here is lankmoedig, die Here word stadig kwaad, beteken dit. Maar sy krag is groot. En hy laat skuldiges nie ongestraf nie. Hierdie God wat ons dien is geduldig en hy's vol genade, maar hy's heilig en hy's regverdig. En daarom waarsku hy ons, moenie terugval in jou ou sondige lewe nie. En dis hoekom hy hierdie Nineve waarsku. Wel, hy is eintlik klaar gewaarsku, die tyd het nou aangebreek. Nou Lumey en Carlo se niggie Jasmine, sy het nie by die see groot geword nie. So toe sy klein was en sy speel so in die branders, dan het sy altyd so met haar vingertjie gekyk na ons en sê sy, die see is nie 'n maatjie nie. En weet julle wat, ek wil vanoggend vir jou sê, Yahweh is nie 'n maatjie nie. Hy is 'n almagtige God. Onthou wie hy is. Onthou sy karakter. Onthou wat hy sê en wat hy reveal van homself in die woord. Dis eintlik vir my amazing. Ek's baie lief vir my Amplified. En hoofstuk 1 van Nahum in die Amplified noem hy die opskrif van hoofstuk 1, God is awesome. Inderdaad is hy. Hy is awesome. En gaan lees in Esekiel 36, dan sê dit, ek sal handel volgens my volk ter wille van my naam, nie volgens hulle bose wese nie. Bose wee nie. Is dit nie amazing nie? Ek sal met hulle handel volgens my naam, nie volgens hulle bose wee nie. En Dawid het dit baie mooi verstaan, want hoor wat sê in Psalm 109, Here, handel met my ter wille van u naam, want u goedertierenheid is goed. Sjoe. Dankie Here dat u so met ons handel, volgens u naam, en nie volgens wat ek vanoggend dalk kwyt geraak het nie. So sy lankmoedigheid beteken alhoewel nie, hy ignoreer sonde nie. Hy gee mense tyd om hulle te bekeer. En verder in Naam 1 beskryf hy sy majesteit, dat jy kan verstaan wie hy is. Hy sê die storm is onder sy beheer. Hy sê die wolke, hoor, dink net die beeldspraak, die wolke is so stof onder sy voete. Dis hoe hy lyk, as hy op wolke loop. Dis so stof onder sy voete. Dis maar die mooiste beeldspraak. Die see droog op. Die berge bewe. Die aarde sidder in sy teenwoordigheid. Niemand kan voor sy heilige troon staan nie. Dis wat die woord sê. En tog sê dieselfde hoofstuk ook, so 'n mooi vers. Die Here is goed. Hy se toevlug in die dag van benoudheid. Hy ken die wat by hom skuil. Ja, dis mooi. Dieselfde God wat oordeel bring oor sy vyande, is 'n veilige vesting vir die wat op hom vertrou. Niks om te vrees nie. En die Amplified sê dit net so mooi, the Lord is good, a strength and a stronghold in the day of trouble.
He knows, he recognizes, has knowledge of, and understand those who take refuge and trust in him. Wow, dis ons God. So belangrik as ons na hom kyk, dat ons verstaan wie hy is. En as jy na hom 1 gaan leer, of gaan lees, dan gaan jy sien wat hy oor homself sê. Want hy is Yahweh, hy is die God wat sê, ek is wat ek is. En ek het bietjie gaan kyk in hoofstuk 1, wat sê hy? Hy is 'n jaloerse God, wat sy naam en sy eer en sy kinders sal beskerm. Hy is magtig, hy is kragtig, hy is goed, hy is baie goed. En terwyl ek hier praat vanoggend, dit voel so vir my asof die Here heeltyd wil hê ek moet vir mense sê, hy is goed. En as jy nie sy goedheid ken nie, dan wil ek vir jou sê, jy moet gaan dieper soek, want iets of iemand jok vir jou. Dalk dit wat al in jou lewe gebeur het, wie sleg, maar weet, God is goed. Hy is geduldig, hy vat baie lank om kwaad te raak. Sy kinders is vir hom kosbaar, en hy ken hulle, as hulle by hom toevlug kom soek, dan sê hy, kom hier, ek ken jou, kom hier. Hy is regverdig. Alles wat sleg is, alles wat al gebeur het, hy is regverdig, en hy sal dat regverdigheid geskied. Weet, wie is hy? Jy moet weet, hy is goed, jy moet dit regtig glo. So dis die eerste ding wat ons moet doen, as ons nie wil terugval nie. Ons moet onsself herinner aan wie God is. En weet julle wat is die tweede ding? Is die Here roep ons om die siklus te breek. Ons moet 'n siklus breek. Ek weet nie of daar so 'n woord is nie, ek het hom opgemaak. Jy moet 'n siklusbreker wees. Geweld, trots, afgoderry, onderdrukking, gewelddadigheid, dis al die goeters waarna toe Nineve weer teruggeval het. Alles wat hulle self van bekeer het, het hulle net so weer teruggeval, en eintlik as jy na hom gaan lees, dan besef jy, hulle wreedheid waarin hulle teruggeval het, was verskriklik. Dit was verskriklik, hoekom? Julle het dit al gesien, baie keer, mense beleef God, en hulle gee hulle harte, en hulle is vurig, en hulle is opgewonde, en dit gaan net te wonderlik, net vir hulle om weer terug te val. En dan eintlik dit lyk of hulle in iets ergers terugval, nie? Ons sien dit baie keer as ons met bevrydingswerk werk. Hierdie persoon word volkome vry, hulle kom daaruit vry en lig, en dan 'n rukkie daarna, dan is hulle net weer terug waar hulle was. Maar nog erger. Hoekom? Want ons val weer terug in ons ou gewoontes. En dis hoekom die Here ons roep om 'n siklusbreker te wees. En Jesus praat ook eintlik daarvan. Maar as jy terugval, hoe lyk daai terugval? Dis stukkie vir stukkie, nê? Jy bid 'n bietjie minder. Jy lees nie jou woord nie. Ons is veronderstel om daagliks ons woord te lees. Jy kom nie met ander gelowiges in, jy meng nie met ander gelowiges nie. Jy kom nie by samekomste by een nie. Daar's kompromie. Jy begin bietjie kompromieer met wat die woord sê. Jy begin dit regverdig. En daar's ongehoorsaamheid. Daai stemmetjie praat, maar jy begin om al hoe meer af te druk. Nou, ek het 'n illustrasie ook van Israel. Israel het heeltyd hier in verval. En God is asof God vir my vanoggend wil sê, Suzel, maak seker, jy val nie in hierdie sirkel in vas nie. Wat doen Israel? Hulle dien hom, hulle raak gemaklik, hulle vergeet van hom, en dan dien hulle afgode, en dit gaan goed en dit gaan lekker, en dan stuur God tigtiging, want hy is so lief vir hulle, hy wil nie, hulle moet weer vasval in dit nie. En dan wat gebeur weer? Hulle roep weer uit, hulle kom, die hele siklus begin, en baie van ons lewens lyk so.
Dalk in klein goedjies in ons lewens, waar ons net nie daai siklus breek nie. God is lankmoedig en hy is ongelooflik geduldig, maar hy sê vir ons moet die siklus breek. En hy waarsku ons, hy stuur profete, hy stuur mense, hy stuur sy woord, hy gebruik sy gees. Hy gee vir ons tyd. Nineve het 150 jaar gekry voordat die oordeel gekom het. God is nie haastig om te oordeel nie, hoekom nie? Want sy woord sê, hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering toe kom. Dis sy hart. Dankie tog dat hy so geduldig is met hom. Maar ons misbruik daai lankmoedigheid. Ons doen rarig en God waarsku ons hierteen, dat tyd hardloop uit. Tyd hardloop uit, dit kan in enige iemand se lewe uitloop, want jy weet nie hoe loop dinge nie. En hy waarsku ons, hy sê vir ons in Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid? Moenie God se goedheid misbruik nie. Gebruik jou tyd om hom te dien. En dit bring my by nog 'n punt wat die Here ons ernstig teen waarsku en wat ons baie sien in ons tyd, en dit is om jou hart en jou verstand te bewaar. Nou die woord praat van 'n term, die Afrikaans klink dit nou 'n bietjie anders, maar hy sê verwerplike denke. Dis die woord wat gebruik word in die Nuwe Testament. Dit praat van 'n reprobate mind of 'n verstand wat 'n depraved mind. Ek gaan julle verduidelik wat dit is. Dit kom in Romeine 1 vers 28 voor en dit word vertaal as jy het verderfde of verdorwe of afgekeerde denke. Dis 'n verstand wat moreel en geestelik so verdraai geraak het deur die aanhoudende verwerping van God se waarheid, dat jy nie meer tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. Dis 'n verskriklike toestand om in te verkeer. En ons kan maklik, want dit gebeur nie oornag nie. Dit gebeur so stukkie vir stukkie. En die sleutel vers is Romeine 1 vers 28. En omdat hulle nie die moeite werd geag het om aan God die erkenning te gee nie, het God hulle oorgegee aan verwerplike denke om te doen wat nie betaam nie. Die Griekse woord is atokodosmos, ek gaan dit nou net so uitspreek, maar dit beteken afgekeer, verwerp, ongeskik, nie die toets deurstaan nie. En weet julle waar gebruik Paulus daai woord, daai Griekse woord wat hy daar gebruik, dit word gebruik vir vervalste munte. Metaal wat afgekeer is vir sy doel. Dit kan nie meer gebruik word nie. En Paulus sê, jy kom by daai plek as gevolg van 'n volhoudende verwerping van God se stem, of sy woord, of sy waarheid wat hy praat. Nou, hoe ontwikkel jy? Hoe kom jy by daai plek uit? Is, hulle het van God geweet, maar hulle het hom nie erken nie, sê Romeine 1 vers 21. Hulle het geweier om God te eer, om hom die plek te gee wat hom toekom. Tweedens, hoe kom jy by 'n plek uit van daai? Hulle het sy waarheid verwerp. Hulle het die waarheid van God verruil vir 'n leuen. En hulle denke het nutteloos en verduister geraak. En dis presies wat met Nineve gebeur het. Hierdie stad het tot bekering gekom, net om weer terug te val. Hoekom? Want hulle het hierdeur gegaan, totdat hulle verstand nie meer goed en sleg kan onderskei nie. Het jy al gekyk na die wêreld en dan wonder jy, hoe doen iemand dit? Nee, ons kyk na die nuus, hoe doen iemand dit? Dis wanneer jy op daai plek is, jou verstand weet nie meer wat reg of verkeerd is nie, want jy eer nie meer God nie. En die woord sê, as jy aanhou volhard om sonde te kies, dan gee God jou oor daarin. Hy sê, ek gee jou oor aan dit wat jy wil doen. Daar is nie meer 'n waarskuwing nie, en jy kom op 'n baie slegte plek. En
so 'n persoon sukkel om goed van kwaad, of hulle noem wat goed is, noem hulle sleg, en wat sleg is, noem hulle goed. Hulle regverdig alles, en God wil nie hê ons moet by daai plek kom nie. En Nineve is 'n kragtige voorbeeld daarvan, want onder Jona het hulle tot bekering gekom, hulle het hulle self verneder en hulle het bekeer. Maar teen die tyd wat na hom gekom het hulle self heeltemal in boosheid verloor. En dis hoekom hierdie oordeel oor hulle gekom het. Nou, is toestand van verwerplike denke gebeur nie oornag nie. Dit gebeur nie net oornag nie. Dit is 'n stadige proses van hoe jy daar uitkom. En Nineve is vir ons 'n waarskuwing. En jy kan hoofstuk 2 en 3 gaan lees van Nahum. Dit gaan oor die oordeel, omdat hulle nie God geken het nie. En omdat hulle teruggeval het en nie die siklus gebreek het nie. En dis 'n ernstige woord, want ons doen dieselfde in hierdie tyd waar ons soveel genade het. En dis ook nie toevallig dat die Here hierdie woord in sy woord vir ons gee nie, want dit is 'n profetiese prentjie van waartoe die mensdom afstuur. Dink mooi daaroor. Jesus het gekom met groot genade om ons vry te maak, en ons het 'n geleentheid om ons lewe aan hom oor te gee. Maar die wat terugdraai na ou weë toe, sal val onder die oordeel, want jy kies nie Jesus nie, jy lewe nie jou lewe vir hom nie. So wat ons doen vandag met hierdie boodskap, is ons moet onsself evalueer. En Rian het so 'n mooi prentjie verlede week van Amos gebring van daai skietlood, nê? Plumb line is die Engelse woord. Dis daai lyntjie om seker te maak, Here, is my muur reguit? Of is hy skeef, of is daar iets nie lekker nie? En wat sê Naam vir ons? Ondersoek jou lewe en maak doodseker dat jy nie Nineve se pad volg nie, want daar is gevolge. Dit was my verskriklik interessant dat Nineve het 2 boeke. Een boek waar die Here vergewe en hulle vrymaak en hulle kom tot inkeer en daar's herlewing. En dan 'n tweede boek waar hulle totaal en al uitgewis is, omdat hulle volhard het in hulle verwerplike denke. En dit roep ons na 'n baie groot vraag vandag. En ek wil jou vra vandag, waar staan jy met die Here vandag? Waar staan jy? Dalk het jy nog nooit jou hart of jou lewe werklik vir hom gegee nie. Dalk is jy daar. Of dalk het jy totaal en al teruggeval. Jy het hom geken, jy het gesê jy gaan hom volg, net om totaal en al terug te val. Of jy is besig om te volhard en jy is besig om hierdie wedstryd deur te loop met hom en jy is besig om te groei met hom. Ons kan net op een van daai 3 plekke wees, nêrens anders nie. En die Here vra dat jy vir oggend jou plumb line sal uithaal en hom hier langs jou hou en sê, Here, hoe measure ek op? Want U wil lewe en lewe in oorvloed vir my hê. U wil nie hê die vyand moet verder by my steel, verwoes en doodmaak nie. En weet julle, dis die amazing uitnodiging. In 'n oomblik draai jy terug. In 'n oomblik gee jy jou hart vir hom. En jy's nooit weer dieselfde nie. En jy hoef nooit weer terug te gaan na dit waarin jy vasgevang was nie. Maar dit bly ons keuse. En vir oggend, en ek wil eintlik die band vir hom so lank op te kom, maar vir oggend wil ek by hierdie 3 vrae stil staan en ek wil jou antwoord soos wat die Bybel ons antwoord. En eerstens, as jy vir oggend hier is en jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie,
Jy het hom nog nooit gekies as koning nie, en moenie die fout maak nie. Kerk toe gaan jou nêrens bring nie. Om hier te sit beteken niks in die ewigheid nie. Jy moet in verhouding met hom wees. Jy moet hom ken en hy moet jou ken. En as jy nog nie daar is, dan wil ek jou antwoord soos wat Petrus hulle geantwoord het in Handeling 2 vers 37. En dit is nadat Petrus hierdie amazing bekeringsboodskap gelewer het. Toe kyk die skare na Petrus en hulle sê asseblief vir ons, wat moet ons doen? Hoe kan ons die saak tussen ons en God regmaak? Het hulle vir die apostels gevra. Toe antwoord hy hulle en hy sê, laat staan dadelik julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. So eenvoudig soos dit. En kan julle sy uitnodiging hoor, is so eenvoudig, is nie complicated nie. En vanoggend, ons sal vir jou bid, as jy nog, moenie worry oor wat almal anders dink nie, as dit jy is, kom vorentoe, want vandag kan jou hele lewe verander, en ons as 'n span kan vir jou bid. Maar dalk vanoggend, en ek dink baie van ons val hierin, ons lewe is nie waar hy moet wees nie. En ons is besig met dinge waarmee ons nie moet besig wees nie. Dan sê die Here vir ons, moenie terugval nie. En hier is ook 'n oomblik, want ek vat so lank voordat ek kwaad raak en tronig raak. En ek het my seun gestuur sodat jy vandag kan omdraai. En dan gaan ek jou antwoord soos Johannes ons antwoord in die woord. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En om ons van alle, maak nie op wat jy aangevang het nie. Hy kan jou van alle ongeregtigheid reinig. Deur wat te doen? Om vorentoe te kom, te sê bid saam met my. Ek het teruggeval en ek wil dit bely en ek wil vanoggend weer voluit hom kies. Dan is daar 'n belofte van jy is besig om te volhard in jou verhouding met die Here en jy is besig om te groei saam met hom. Dan wil ek vir jou sê soos Paulus gesê het, en ek wil jou encourage vanoggend en ek wil jou encourage om nie moed op te gee nie en om te volhard. Paulus het nie verniet heeltyd vir die kerk geskryf. Volhard, volhard, volhard nie. Ek wil vir jou sê, volhard in die keuse wat jy gemaak het om hom te volg. Volhard. Ek het eendag 'n prentjie gekry so terwyl ek gebid het, letterlik hierdie prentjie van jy hou jou kroon vas en jy is besig om te endure in dit wat die Here mee besig is in jou lewe. Hou vas. En hy sê in 2 Timoteus sê hy die volgende, en ek wil hê dit moet wees wat jy kan ervaar in jou binneste. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid van die Here, die regverdige regter, wat hy vir my in die dag sal gee, nie my alleen nie, maar ook aan almal aan wie hy verskyn het en wie hy liefgehad het. Dis waarvoor ons kan uitsien. En vandag, ongeag waar jy is, as jy wil Jesus kies vir die eerste keer, of jy teruggeval, of dalk het jy net gebed nodig, ek gaan vra dat die band ons sal bedien en ons het gebedsspanne hier, so wat saam met jou kan bid, net vanoggend, kom vir versterking, kom met, Here, ek het teruggeval en ek wil vandag weer voluit vorentoe gaan vir U. Want weet julle wat, die dag wat jy voor Jesus Christus staan, wil jy tog hierdie woorde van Jesus hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Wie wil nie daai woorde hoor nie? Jy wil tog hoor, Here,
iets sê ek is getrou. En dan sê hy, gaan in die vreugde in van jou Heer. Want oor weinig was jy getrou, maar oor veel sal ek jou aanstel. Julle, daar's nog 'n lewe hierna. Daar's nog baie waaroor hy jou wil aanstel. Wees getrou in dit wat hy jou toe geroep het. So ek maak die uitnodiging vir jou vanoggend. Ons is hier, ons bid saam met jou. Maar weet, Jona wys God se genade. En Naam wys God se geregtigheid, want hy's 'n genadige God, maar hy's 'n regverdige God. En sonde bly nie ongestraf nie. Die twee bots nie met mekaar nie, hulle openbaar die volle karakter van wie God is. Hy is lankmoedig, maar sy geduld is 'n uitnodiging tot volharding, om vas te staan in hom. Nie 'n verskoning om terug te val nie. So ek wil vra, kom ons staan. Kom ons maak die woord van die naam van die Here groot, soos Richard hulle ons lei. En as jy wil kom vir gebed, weet daar's iemand hierso wat saam met jou sal bid vanoggend. Kom ons staan, mense. Wat 'n wonderlike woord. Elke keer as ek so hoor sien praat, raak ek so jaloers. Ek sien 'n verhouding in iemand met die Here wat ek koester, wat my inspireer en sê ek kan groei, ek wil dieper in dit lewe. Is nie 'n boodskap van oordeel vanoggend nie, is 'n boodskap wat jou uitnooi om te sê, een van 3 goed, ken jy hom, indien nie, kom vorentoe, is 'n geleentheid vir jou, want jy dalk nie meer 150 jaar oor nie. Die tweede uitnodiging is, miskien het jy eers wat jy net voel, ek's leeg, ek het hom nodig, laat iemand saam met jou bid net. As daar een ding is waar ek spyt is in my lewe, is dat daar nie meer mense vir my en saam met my en oor my gebid het, letterlik hande opgelê het nie, want iets gebeur met jou. En mense, ons gaan die diens so afsluit, maar voordat ons afsluit, gaan ons 'n rukkie saam sing. En as jy nie vorentoe kom nie, dan neem ek aan dat jou verhouding met die Here is op so 'n plek, dat jy steeds nader en nader en nader aan hom beweeg, dat jy volhard in alles en dat jy vurig is in hom. En ons wil dit nie ongemaklik maak nie, maar ons moet daardie geleentheid skep vir mense wat kan verander vanoggend en wat hulle lewens kan verander. En ek nooi jou uit vanoggend. Terwyl ons gaan sing, gaan ek vra dat families net so 'n bietjie na mekaar toe draai. Dat as jy nie vorentoe kom nie, dat julle vir mekaar sal bid. En as julle familie na mekaar toe kan draai, miskien man na vrou toe en vrou na man toe, miskien mekaar net kan bemoedig om te sê, ek weet, dis taaf vir jou by die skool, ek weet van druk, ek was daar gewees. Imagine, jy is op skool, wil jy nie jou kinders bietjie saamvat? Miskien is dit die enigste tyd wat jy hierdie week saam met hulle gaan bid. Miskien sien jy hulle nooit weer nie, miskien, mens weet nie of jou dae getel is nie. Wil jy nie na mekaar toe draai? Dis so 'n veilige plek. Ek weet jy is dalk in party kerke wat dit nie doen nie, maar as jy dit nie hier doen nie, hoe gaan jy dit by die huis doen? Hoe gaan jy dit reg kry? Hier saam met 'n klomp gelowiges, draai net na mekaar toe as jy voel jy het gebed nodig en die Here klop aan jou deur. Maak oop, laat iemand saam met jou bid. Niemand gaan vir jou kyk nie, niemand gaan snaaks dink nie. Ek het al honderde kere vorentoe gehardloop. Here, red my. Hierdie week is ek by 'n vriend en hy kan ongelukkig nie kerk toe kom want hy is so besig. Hy het 'n paar besighede en hy is so besig en ek praat met hom en hy sê hy voel so sleg, hy kan nie Sondag meer kerk toe kom nie. En ek voel vir hom en ek sit in sy kantoor en ek staan op en ek sê vir hom, weet jy, as jy hierdie week, as jy ry, sê net Here,
vul hy jou in. Hy maak jou vol. Stop onder 'n boom en sit jou kar af na die meeting toe of daar na jou besige skedule toe. En dan sê jy net, Here, kom vul hy jou. Ons gaan 'n lied sing en hier's beautiful families hier. Hier's families hier wat moet saam bid. Wil jy nie na mekaar toe draai? Maak dit nou so bietjie man, laat wees 'n wreker. Skuif daai mooi stoele wat ons so gepak het, skuif dit bietjie uit die pad uit. Maak 'n sirkeltjie daar vir jou en jou familie. Staan bietjie saam. En as jy vorentoe moet kom, ons sing 'n lied. Ons gaan die diens so afsluit, maar dat jy nie sonder gebed vandag hier kan uitgaan nie. Draai na mekaar toe as gesinne, maak 'n kringetjie. Seën dit. Seën jou kinders. Of kom vorentoe, hier's mense wat saam met jou wil bid. Kom ons sing hierdie liedjie, so 1 of 2 keer teen ons nooi jou uit, kom gerus vorentoe, as jy nie bid saam met jou familie nie.